En nou kry ons kans om sport te gesels hier op Goeiemôre, Good Morning. Hy was een van Suid-Afrika se mees veelsidige rugbyspelers ooit in die groen en goud, van sy debuut af tot 'n rekord 4-3 teen Ierland gedruk en later selfs 5 teen Italië. En dit het die wêreld beslis laat oplet. Vandag is ons in gesprek met die voormalige bokster Stefan Terblanche. Stefan, so lekker om jou weer te sien. Ja, Annie, dit is soos goeie ou tye wat ons mekaar raakloop. The good old days, my boy. Lekker om te gesels. Baie dankie. Ek wil begin by waar jy nou is, en die vraag vir my is, as ek kyk na wat jy deesdae doen, is jy fikser as toe jy gespeel het? Almal vra daai vraag. Is ek fikser? Ja, ek dink ek is bietjie meer, ek was baie gelukkig in my loopbaan. Die beserings het weggebly, so ek kon altyd oefen, ek kon altyd speel. Hier en daar 'n klein gebreekte beentjie in my voet, 'n hampesa wat geskeur is, maar daai hout in die kop, jy weet daai min breinselle wat ek gehad het, is ook amper almal verwoes. Ja, maar baie gelukkig dat my liggaam in een stuk is na rugby. Baie spelers sukkel met ernstige beserings gedurende hulle loopbaan en dan na rugby ly hulle regtig en is regtig seer en ongemaklik. Ek was baie bevoordeel en ek het goed aan myself gekyk, maar mens weet in rugby met daai kontak enigiets kan gebeur. So ja, ek is lekker fiks, ek is gelukkig, ek oefen my uur op 'n dag. Ek het 'n groep van mense wat saam met my oefen wat ek kan help. En net daai, almal vra vir my, is jy 'n persoonlike personal trainer? Ek is nie. Al wat ek doen is daai, ek het vir 18, 19 jaar professionele rugby gespeel, was baie bevoordeel. Ek is deur die beste afrigters, strength and conditioning afrigters in die wêreld, het my dinge geleer en daai inligting en daai inligting wat ek geleer het, daai kennis, dit draai jy ek oor. nou aan ander mense toe en dis ongelooflik. Ek glo wat ek doen, ek is in 'n goeie posisie in terme van my liggaam en dis net 'n voorreg om dit te kan doen. Die wonderlike ding daarvan is jy beïnvloed mense op so 'n positiewe manier en dis natuurlik volvullend, nie waar? Dit is 100%. Ek dink mense wil meer en meer 'n gesonde lewe aanpas, wil meer gesond eet, wil bietjie fikser raak en dan wil bietjie beter lyk. Wat is fout daarmee? As jy 3 of 4 kilos verloor, jy bou 'n bietjie spier, veral as jy ouer raak. Op 30 begin jou liggaam spiere afbreek. Ja. En ons met daai anti-aging, ons moet dit veg. Ons moet daai ouderdom moet ons bekamp en jy doen dit deur te oefen, deur gesond te wees, deur reg te eet, deur goed te slaap, jou stresvlakke te bestuur ensovoorts. En as ek mense kan help om hulle lewe te verbeter en beter te kan lewe vir langer, hoekom nie? Ek kon nie glo toe ek jou opkyk nie. Meer as 320 provinsiale wedstryde. Dit is verbasend, regtig. Ek dink nie daar's baie wat dit kan sê nie. Ja, ek was, soos ek sê, ek het op 'n jong ouderdom begin by Boland reg uit die skool uit vir die Sharks gespeel, oorsee gaan speel, paar wedstryde vir die Springbokke, so baie bevoordeel. Ek het goed na myself gekyk. Ek het hard gewerk, moenie 'n fout maak nie, maar nog steeds net op die regte tyd, op die regte plek gewees. En ja, as ek sê, my liggaam is nou nog in een plek en as ek nou mense kan help om 'n so gesonde leefstyl te kan hê, dis my groot voorreg. Ek moes een aand 'n funksie hanteer by Hoërskool Outeniqua. Die onderwyser het my voorgestel. Hy het gesê jy het 102 wedstryde vir die Sharks gespeel. Ek het hom gesê dis 'n klein foutjie. Ek het eintlik 226 wedstryde vir die Sharks gespeel. Hy sê ja, maar daar was net die goeie wedstryde gewees. So daar's 'n onderskeid. Daar's 'n onderskeid. So, maar baie bevoordeel om plekke te sien in die wêreld saam met ongelooflike spelers, ongelooflike afrigters, goed en sleg. Onthou, as dit jou werk raak, is daar druk. As jy vir die Springbokke speel, as jy daai groen en goud aantrek, 'n reuse voorreg, maar amper vloeke, maar 'n baie groot verantwoordelikheid, want jy verantwoordig die spelers rondom jou en jy verantwoordig jou land. Natuurlik, ja. Die beste speler wat jy ooit saam mee gespeel het, wat jy gedink het, ek wil soos hy speel. Ja, ek moet sê, daar was natuurlik in die Springbokspan ongelooflike kompeteerders, as jy kyk na Joos van der Westhuizen en Henry Hannibal, Rassie Erasmus, vir sy tyd, hy was voor sy tyd gewees. Ons het altyd na wedstryde wil ons net uitgegaan het en gaan bier drink en ontspan. Daai man was in die videokamer gewees, hy het die span, die oppositie vir die volgende week, het hy al geanalyseer. So as ons maandag in die videokamer kom, het hy reeds geweet, presies, ons speel in Australië die naweek, Steven Larkham doen dit, George Graham doen dit, hy het presies geweet wat aangaan. So daar is ongelooflike spelers. Die beste speler teen wie ek ooit gespeel het, Joe Roff was 'n Australier, vleuel, center, hy het oral gespeel, ongelooflik vinnig. Ongelooflik groot gewees, hy het opgehou speel, hy het oor die 50 toetswedstryde gehad op 28, 29, gaan studeer by Oxford of Cambridge. Ons is nog steeds goeie pelle, een van die beste spelers teen wie ek gespeel het, en dan Shane Williams saam met hom gespeel by die Ospreys vir 4 jaar, 78 kilo, hy was derde keuse, skramskakel gewees by die Wêreldbeker, besering gehad, gaan speel op die vleuel en
die grootste 3-drukker geword in Wallis se rugby geskiedenis. Goeie storie, sy pa die dag toe Shane sy debuut maak vir Wallis, toe gaan sy pa na die boekies toe te sê, hierdie speler gaan die meeste 3 druk in die Wallis se geskiedenis, 'n derde keuse skramskakel wat nou vleuel speel. Die ouens het gelag vir hom. Die dag toe Shane, ek weet nie, sy 48ste of 49ste 3 druk toe gaan haal, Shane se pa 50,000 pond by die boekies. So, daar's nou back your horse. That's called backing your son. Presies. Stefan, ek wil bitter graag met jou praat oor die opkomende seisoen wat voorlê en dan natuurlik die vooruitsigte daarna, maar die eerste ding, hoe lekker om weer 'n All Black toer hier in Suid-Afrika te kan hê. Ongelooflik, ek is so opgewonde daaroor. Ek dink die laaste een was 30 jaar terug, was ons nou 1996. En daai toetsryde, laat niemand vir jou enigstens iets anders te vertel nie. As die Springbokke teen die All Blacks speel, dit is die grootste toets rivalry in die wêreld. Ek weet hulle adverteer hom as die biggest rivalry, maar dit is. Ek weet daar Skotland wat in Engeland speel, Calcutta Cup en Franse teen Wallis. Ek bedoel daai gaan 'n lang tyd terug, maar die All Blacks teen Suid-Afrika, dis darem maar groot, dis darem maar lekker. Die ou school toer is terug. 3 toetswedstryde in Suid-Afrika, 1 in Amerika. Ek dink ons het so baie om na uit te sien. Die seisoen begin natuurlik oor 'n week of so teen die Barbarians. Ja. En dan gaan ons het natuurlik Engeland, Skotland, Wallis en dan gaan ons in die rugby championship, rugby kampioenskappe. So ongelooflik, sien baie uit daarna. Dis altyd lekker as toets rugby begin. Is altyd nie as 'n bietjie breek hê van rugby en dan is dit die naweek, ja, sien rugby op, wat gaan ons doen? So, die Springbokke is hier. Ons gaan nou kyk, ons gaan nou 'n lekker toer en ek sien baie uit daarna. Jy het gepraat van daar's altyd druk as jy die groen en goud aantrek, maar daai druk gaan nog soveel meer wees met die wêreldbeker wat kom, nie waar nie? Natuurlik, ons bou op en dit het so vinnig gegaan. Ons is 'n jaar weg, 'n bietjie oor 'n jaar weg, 18 maande, 15 maande. Dan sind weer Australië toe vir die wêreldbeker. Natuurlik die Springbokke back to back, kan hulle back to back. Die eerste span in die geskiedenis wat dit doen, die eerste span, ons het natuurlik 4 gewen, kan ons nog enetjie bysit by die kampioenskappe. Die druk is op, maar ek dink Rassie en sy span en sy groep, hy het nou weer 'n groep van 50 gekies. Daar is 'n paar beserings, maar ons is ongelooflik gelukkig in die land dat ons baie diepte het in sekere posisies en dis 'n goeie geleentheid vir die jong spelers om miskien hulle tande te slyp nou voor volgende jaar se wêreldbeker in Australië. Wat maak Rassie so spesiaal? Ek dink hy's eerlik met die spelers. Dis al wat jy as 'n speler wil hê. Jy wil, dis alright, jy weet as jy 'n slegte wedstryd het, maar jy wil nie hê iemand moet vir jou sê, luister, ja, ons gaan jou kies en jy wil net eerlikheid hê. Ja. En dan 'n goeie afrigter. Nick Mallet was in daai selfde kategorie. Hy het vir jou vertel presies wat jy verkeerd gedoen het in no uncertain terms. Jy het geweet jy het nie 'n goeie wedstryd gehad nie, maar hy het vir jou gesê dis hoe jy dit gaan regmaak en ek dink Rassie kan dit ook doen. Hy kan vir jou sê jy het nie 'n goeie wedstryd gehad nie, maar dis die manier dit sou dit gaan regmaak. Stefan, dit was ongelooflik lekker om jou hier te gehad het. Ek sou nog vir 'n uur met jou kon gesels. Enige tyd. Sterkte, baie lekker om jou hier te gehad het. Dankie. Stefan Terblanche wat by ons kuier hier op Goeiemôre, Good Morning. As jy miskien na nuwe werk soek en op soek is vir onderhoude, jy moet vir 'n onderhoud gaan, maar nie gemaklik voel met wat jy aantrek nie, stel ek voor jy bly ingeskakel, want Lorraine van Style en Make-up Effect gee net hierna wenke oor hoe jy moet aantrek. Ek dink dis iets waarna ek gaan kyk. Miskien as jy 'n onderhoud het wat kom, jy ook.